Goeiedag almal, welkom in die munisipale multimedia kommunikasie ateljee. Ons gesels vandag met lede van die burgemeesterskomitee oor hulle amptstermyn, enkele hoogtepunte en oor die pad wat voorlê. Welkom aan raadslid Anton Delamain van die infrastruktuurdienste. Wat 'n voorreg om vandag hier saam met ons in die studio te wees en 'n bietjie bestek te neem. Baie dankie vir die geleentheid, luisteraars. Ag, dit is 'n opwindende dagie vir ons vandag hierso. En ons het 'n lekker paar vrae wat ons gaan deurwerk. Dit is immers die laaste jaar van die huidige amptstermyn wat voorlê. Wat beskou jy as die belangrikste nalatenskap van die huidige raad? Jong, dis eintlik baie maklik. Die nalatenskap lê in volhoubare infrastruktuurontwikkeling wat die groei van Mosselbaai ondersteun. Ons het nie net bestaande stelsels versterk nie, maar ook voorsiening gemaak vir toekomstige uitbreiding. Dis is almal die ontwikkeling rondom ons sien, veral in elektrisiteit, water en sanitasie. Die feit dat ons 'n reservekapasiteit van 13 MVA het, wys dat ons vooruitbeplan het vir groei. Dan wil ons ook 'n bietjie weet van die hoogtepunte in jou portefeulje vir die afgelope 4 jaar wat bereik is. Jong, daar's nogal baie. Ja. So net in kort kan ek miskien onder elektrisiteit ook maar net sê die suksesvolle opgradering van die Klein Brakrivier substasie en die Hartenbos substasie ook, kritieke projekte wat kapasiteit vir nuwe ontwikkeling ontsluit het. Dis ook groot ontwikkeling daar. En dan water, die vervanging van die ou 400 mm waterlyn tussen Klein Brak en die Langeberg reservoir, met 'n nuwe 500 mm soos hulle sê, die GRP pipe, 'n projek wat nou 750 liter per sekond kan lewer en onderbrekings kan verminder. So dis 'n groot projek daai kant. En dan aan die sanitasiekant net so in kort, die Midrak rioolnetwerk van meer as 7 km nuwe pype insluit en wat 241 huishoudings bedien, 'n reuse verbetering in daai gemeenskap. So kan ek aangaan, hier's verskeie groot, ons lees weekliks in die media ook daarvan. So, Natuurlik. Ja. Wat kan ons nog in die beplanning vir die gedeelte van die termyn wat voorlê verwag? Ja, ons fokus nou op die MER-inisiatief, Municipal Energy Resilience projekte, wat Mosselbaai in staat sal stel om eie hernubare energie te ontwikkel van 'n onafhanklike kragprodusent aan te koop. Dit is 'n strategiese skuif na en energie-onafhanklikheid en volhoubaarheid. So verder is al beplande opgraderings aan ons stormwaterstelsels, ons padinfrastruktuur oral, insluiting voltooiing van die De Bakke de Almeida stormwaterprojek en fase 5 van die Point gebiedvernuwing. So dis verskeie projekte waarmee ons nou tans besig is wat groot is. Ons gesels vandag met lede van die burgemeesterskomitee oor hulle amptstermyn, hulle enkele hoogtepunte en oor die pad wat voorlê. En saam met ons in die munisipale multimedia kommunikasie ateljee is raadsheer Anton Delamain vanaf die infrastruktuurdienste. Raadsheer Anton, wat wil jy graag vir die gemeenskap van Mosselbaai sê? Ja, mense is nogal trots op so 'n gemeenskap wat meer lewend is en deelneem en ons ondersteun. Dankie vir julle vertroue en samewerking oor die jare. Ons werk is vir julle, elke pyp, elke lig, elke pad wat ons bou. Ons is trots op wat ons saam met julle bereik het en ek glo Mosselbaai se toekoms is baie blink en volhoubaar. En ek glo dat as ons aanhou betrokke bly en ons is aan stuur van sake, kan ons verseker trots wees op 'n volhoubare Mosselbaai vir die toekoms en 'n veilige vesting vir ons gemeenskappe.
Want Mosselbaai is mos almal se tuiste. Die Natuurlik. hart. Natuurlik. Ag, dankie vir die kuier. Ons het lekker vandag 'n lieflike insiggewende gesprek gehad met raadsheer Anton Delamain wat vir ons 'n bietjie vertel het van die huidige amptermyn nalatenskap wat belangrik is en dan ook hoogtepunte en beplanning met ons gedeel het as luisteraars. Baie dankie vir die inloer. Ja, dankie vir die geleentheid en dankie luisteraars.